van Jesus en ek maak los oor julle twee autoriteit, mag en gesag in die geestesrealm. Enough is enough. Enough is enough. Now I release authority in your spirit to take authority over all demons. Jy moet onthou jou geveg is nie vlees en bloed nie, dis die bose magte geeste in die lig, né? So jy autoriteit vat in Jesus se naam, in Jesus se naam, in Jesus se naam. En dat jy by daai skool so impak sal maak. So impak sal maak dat hulle verstom sal staan en dat die gees van die religie sal hardloop en sal gaan en hulle sal soek wat jy het. Hulle sal soek wat jy het. Hulle sal soek wat jy het en dis waar die Here vir jou die deure oopmaak. Amen en amen en amen. Halleluja, 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 halleluja. Die nuwe jaar, hierdie jaar is uit. Die nuwe jaar is dit wysheid, wysheid, wysheid vir jou en jou hele familie, wysheid, godly wisdom and wisdom. Halleluja, amen en amen en amen. Ek sien in die nuwe jaar hoe jy leier word van 'n groep jong mense. And how God is going to train you, and He's going to equip you, and He's going to empower you and your wife, and you are going to take hold of a lot of young people, young adults, and you are going to minister to them. En julle gaan hulle skool in die weë van die Here, nie kerk nie, in die weë van die Here in julle skool. Ek sien daardie, Halleluja, halleluja, kyk vir my. Change and change and change and change is coming and 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 change. Veranderingen kom jou pad langs. Jy sal verstom staan en mense gaan verstom staan. Oor die autoriteit en die wysheid en die boldness wat God in jou gees losmaak, sodat daar 'n rivier sal vloei, sal strome wees, dan word dit riviere en dan vloei het, en dan vloei het, en dit vloei het, en vloei het. En ek wil jou vandag bemoedig, if you see, God is raising up angels all around you. 'n Hele skaar engele sit die Here om jou, en jy moet dit weet. Kyk vir my, jy moet dit weet. Amen en amen en amen. Halleluja, halleluja, halleluja. As jy kom staan, gou jy by jou pa. Halleluja. Hierdie is my dogter Ansie. En julle ken haar mos nou al die preke. Dad. Al man wil af my teruggesteek, hou haar. Hou haar. Ja, sy is duur. Hy het gedink hy slaan die jackpot. Jy verstaan nie, sy slaan die jackpot. Ja. Amen, dis Ansie, dis my dogter vir wie ek so baie praat en sê dis nou Ansie, daar sê ek hier mag gaan sit. Halleluja. Waar's Jabs? Jabby, kleindogter. Jabby Real. Sy sê sy is oupa se favourite kleindogter. Want sy het my naam. Nou ja, maar hulle al drie is favorites. Ja, julle ken mos ek. Sy is nou, sy is nie so jokkertjie gewees. Sy is soos Lucas gewees nou. Dis toe julle gekom het na Lionel. Was hy 5? Was hy 5 gewees? En nou is hy amper 15. Amper 10 jaar. Halleluja. Prys die Here. En nou Cammy sê was nog op matriek gewees, of sy 9 matriek gewees toe sy gekom het. George, sal jy ook 'n jackpot, né?
Halleluja, dit is goed om te praat. Nou, ons het verlede Sondag het ons gehoor van die geskenk. Toe ek vir julle sê, ons gaan praat oor die geskenk, en dit gaan die tema wees van die geskenk, toe glimlag Lionel daar aan die agterkant, want toe sê hy, prys die Here, hy preek eerste. En dit is 'n baie goeie boodskap gewees, verlede Sondag oor die geskenk. En dit is regtig, jy moet daai boodskap leer. Ek hoop jy train jou vrou om net so goed te preek soos jy preek, Lionel, hoor. Lex, ons weet jy is goed. Maar nou sê jou man, jy is baie goed. Prys die Here, halleluja. Nou, as ons kyk in die tyd wat ons nou in is, dis nou Kersfees en dis tyd van geskenke. En so plus minus 'n maand terug sit ek by 'n selgroep. En daar's 'n Kersboom. En daar's geskenkbokse geskenk toegedraai onder die Kersboom, weet jy. En dis waar die gedagte toe by my begin het oor, ons sluit af met 'n geskenk. Maar terwyl hulle so praat, vang my oog daai pakkies daar lê onder die boom. Nee, maar ek sien nie my naam daarop nie. Maar ek sien toe daar's een wat nie 'n naam op het nie. En toe vra ek vir die vrou van die huis, het julle 'n pen of 'n pot? Of sy sê ja, ek sê gee hom gou vir sy, wat jy maak, ek sê my naam op hierdie pakkie skryf. Nou die hele gedagte om geskenke. Nou wie van julle wil nie geskenke hê nie? Almal wil 'n geskenkie. Weet jy, al is dit net liefde. Kom aan mense, want ons almal behoort, jy wil mos nou behoort. En as ons nou kyk na, waar's nou my bril? Nee, iemand het hom. Ja, daai ene. Ek wonder wat maak hy daar? Dankie. Toe maar, Kali, kan met enige gebeur. Nou as ons kyk na Johannes hoofstuk 3, ons gaan so 'n bietjie praat oor geskenke. Nou, Ansie, sy is lief om geskenke te gee. Want ek dink my kleinkinders het geleer by haar. Nou, die 3 meisiekinders, die kleinkinders, dan sê hulle, maar ouma het dit gekoop. Dis hoe hulle praat. Maar ouma het dit gekoop. Dan vra ek wie dit betaal. Ouma koop, ek moet betaal. Maar dan wil hulle vas wie het gekoop. Hy het dit gekoop. Jy sê, maar ek moet dit betaal. Jy sê, maar dit lyk vir my so, dit is maar 'n familie ding daai kant. Een koop en die ander betaal. En maar is dit so? Ja, jy sê dit is so. Ek sê ja, nee, ek weet, ek staan nie as kansel, ek praat waarhede, weet jy. Maar dis maar 'n familie ding, maar 'n geskenk. Nou, ons het verlede week het ons gehoor, Lionel het begin met Johannes 3:16. Kan julle onthou? Nou hoor wat sê Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 17. Want God het sy seun die wêreld
in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Nou, dis 'n geskenk. As ek vir Eywa vra, Eywa, watter geskenk het jy verlede jaar Kersfees gekry? Kan jy onthou? Sy kan nie onthou nie. Nou, as ek vir Leslie vra, Leslie, watter geskenk het jy verlede jaar gekry? Liefde, sak vol liefde. So, kan jy dit nog onthou? Kan jy dit onthou nie? So, dis reg. Watter geskenk het jy gekry vir hulle verlede jaar Desember? Al die liefde wat jy nodig het, nou, kan jy dit nog onthou? Kan jy dit nog onthou? So special, né? Soms sy beter. Ja, sy maak progress, prys jy. Joseph, watter geskenk het jy vir jouself gekoop? Of watter geskenk het die kinders vir jou gegee? Is dit? So jy kan dit nog onthou. En nou, George, watter geskenk het jy gekry? Kan jy ons 'n bietjie lank terug daar? Liefde. Liefde wen. Nou, maar kan jy hoor wat waarna toe ek beweeg? Ons ontvang geskenke. Nou, die waarde van die geskenk. Wat is vir so 'n geskenk? Dit is mos tyd van gee nou, né? Maar ons heg nie waarde altyd aan die geskenk nie. Dis hoekom ons dit nie kan onthou nie. Maar 'n geskenk kos iets, al is dit net liefde. Dit kos iemand om liefde te kan gee. Maar die waarde, wat het dit die persoon gekos om daai geskenk in jou hand te sit? Wat het daai persoon, wat het hom of haar gekos? Party het gaan skuld maak om daai geskenk in jou hand te sit. Maar ons verloor waarde. As ons kyk na Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad. So lief. Ek glo nie daar is 'n groter geskenk wat iemand kan gee as sy eie kind nie. Sy seun het hy gegee, so u en ek die ewige lewe kan beerwe. Nou, as ek vanoggend vra, wie van julle het daai geskenk aanvaar? Anderswoorde, wie van julle het Jesus Christus aangeneem as julle saligmaker? Dan weet ek, gaan almal se hande op. Kan ek jou hande sien? Ja. Ons hande is op, nee. Maar nou kom ons terug na die vraag toe. Watter waarde heg ons aan daai geskenk wat ek en jy aanvaar het? Wat 'n waarde? Want dit het 'n prys gekos. Dit het 'n prys gekos. Wat 'n waarde. Nou, heg u en ek nog aan ons redding. Ja. Maar baie het al vergeet wat dit gekos het, wat jou en my ewige lewe, dis die geskenk, die ewige lewe, wat het dit gekos? En ons verloor so maklik fokus, ons verloor so maklik
dankbaarheid. Ons verloor so maklik blydskap. Aan hierdie geskenk. Nou, ek het nou wat ek verlede jaar gekry het. Wat anders het my gegee het en nie het my gegee het. Ek onthou het. Sy het vir my 'n skeermes sakkie gegee, mooietjie, van Shein af het sy hom gekoop. Sy is 'n Shein mens, dis 'n Shein meisie. Timo of daai goeders, ek weet nie, maar ek kan onthou. Ek kan onthou. Ek het seep gekry, nou, as ek my gesig was, dan hou ek die geskenk. Maar as jy kyk na die geskenk, jou ewige lewe, wat behels dit alles? Hierdie geskenk, ja, want ons gee geskenke, dan sit ons 'n naam op, sit ons 'n kaartjie op, of skryf die naam op daai geskenk. En so in Openbaring 22 vers 19 sê hy vir ons, hy sê, jou naam as jy die geskenk Jesus aanvaar, word jou naam geskrywe in die boek van die lewe. Maar daar gaan 'n tyd kom, dat wanneer die boek geopen word, en daar word bevind dat jou naam nie in daai boek van lewe geskrywe is nie, dan word jy in die poel van vuur gewerp. So in ander woorde, dis belangrik om seker te maak dat jou naam met die geskenk geskrywe word in die boek van die lewe. Want as jou naam geskrywe in die boek van die lewe, dan het jy die geskenk aanvaar. Maar as die tyd kom van die oordeel en jou naam is nie geskrywe in die boek van die lewe nie, dan word jy na die buitenste in die vuur gegooi. Maar as ons kyk na die geskenk na Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, né? Maar as jy nou verder kyk, hierdie geskenk, ewige lewe, né? Wat behels dit? Né? Wat is die waarde wat ons aan hierdie geskenk het? Jy sien, want toe God Adam en Eva skape, toe skape hy hulle na hulle beeld, na hulle gelykenis. Okay? En luister mooi, jy kan lees in Genesis 1, 2 en 3. Toe God die mens skape, toe gee God die mens heerskappy. Nico, hoor vanoggend, hoor die woord van God, né? Almal moet luister, maar ek spesifiek in my gees wil ek dit vir julle twee gee, né? Gee julle heerskappy oor die visse, die voëls, die diere en oor die aarde. Nou oor die aarde sê hy sê bewerk dit. Heers daaroor. Nou, jy kan maar 'n studie gaan doen, al die rykdom op hierdie aarde kom uit die grond uit. Jy kan maar kyk. As dit landbou is, kom uit die grond uit. As dit jewelry is, nee, kom uit die grond uit. Alles kom uit die grond uit. God se geskenk was gewees, alles, heerskappy. Alles. Okay? Maar toe Adam en Eva, toe hulle sondig, toe gee hulle die geskenk weg. Hulle het nie waarde geheg aan die geskenk nie. En so is dit ook as ons nie waarde heg aan die geskenke wat ons ontvang nie. Kan jy maar agterkom, nee, dit lê daar in die kas. Dit gaar stof op. Of jy gee dit vir iemand anderste. Jy saai dit is nou, maar jy koester dit nie.
Jy vat nie met daai geskenk en jy gaan kyk daarna en sê maar, wow. Weet jy, my vrou het dit vir my gegee, of my man het my gegee, of my kinders het my gegee, of mamma, papa het my gegee, of wie ook al, of jy heg nie waarde daar nie. Wanneer laas het jy in jou geskenk gevat? Daagliks. Dis die liefde, ne? Daagliks. Julle moet hierdie twee vryers kyk hoor. Hulle is erger as Lionel en Lexie. Hoe kyk die kameraman my nou so snaaks aan? Jy het net 40, maar wat is 40? Spring chicken. Ek sê ook daai ding. Jy het my gesien net op 40 man. Maar in elk geval, die waarde aangaande daai geskenk. Nou, as ons kyk na Jesus Vader se geskenk aan my en jou, toe Adam en Eva die geskenk verwerp het, maar Jesus Christus se dood en sy opstanding, toe bring hy vir ons en hy hou aan ons voor 'n nuwe geskenk. Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Okay? Niemand kom na Vader behalwe deur Jesus nie, sê die woord. Okay? Nou, die dag is ek en jy om ontvang. Maar jy sien, Kali, dit werk so mos, God Heilige Gees, Johannes 16 kom God Heilige Gees. Nou kom nader hy jou, want hy wil jou geskenk gee. Kom aan, hulle nader jou. Hulle is, kyk na Lukas, Gabriel, Lukas, Gabriel. Ons het verlede week gehoor, hy het so lang lys waarmee hy sy pa ma nader, van die geskenke wat hy soek. Hy het al gekrimp, het hy vir jou ook iets op daai les gesit? Ja, maar dit is al so klein as jong, hulle is selfsugtig hoor. Me. Maar in elk geval, maar nou kom God Heilige Gees, Johannes 16, nou kom hy en hy oortuig jou van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Okay? Nou, die sonde waarvan hy oortuig is, omdat jy nooit die geskenk Jesus Christus aanvaar het nie. Nou kom oortuig die Heilige Gees jou van sonde, geregtigheid en oordeel. Nou neem jy Jesus aan as jou saligmaker. Met jou wil maak, jy sê ek gaan hierdie geskenk. Want hierdie is nie net 'n geskenk nie. Hierdie geskenk is die ewige lewe. Al sterf ek vandag, lê ek hierdie liggaam af, dan gaan my gees, siel, gaan ewige lewe hê. Daar kom 'n tyd dat ek, wanneer Jesus kom, dat ek 'n ander liggaam gaan opstaan, ek gaan 'n ander liggaam kry, waar my gees, siel, liggaam terugkom in daai liggaam in. Dis wat die Bybel ons leer. Okay? Nou kom die Heilige Gees en hy oortuig ons. Nou maak ons 'n besluit. Ja, Jesus, word U my verlosser. Word U my saligmaker. Okay? So, die dag as ek die geskenk aanvaar. Okay? Nou, ons het 'n gewoonte. Sy gee jou 'n pakkie met as met 3 geskenke in. Let jy is so? Ja. Ek nie vir jy nie verander, ek kry nie 1 geskenk, maar man pa kry, hulle kry nou. Maar, jy sien, die dag as ek die geskenk, die ewige lewe ontvang, en ek begin die pakkie oopmaak, is dit amper soos 'n teestel. Dit 'n voorbeeld. As hulle daai pakkie oopmaak en hulle sien daar's die teekoppies,
en daar is die pierings, en daar is die teekan, daar is die melkkan, daar is die suiker. Daar is baie meer in as net. Ons noem dit 'n teestel. Nee, maar daar's soveel dinge in daai teestel. Ek ken mense wat 'n drone koop. Nou daai drone, julle weet mos wat 'n drone is, nou daai ding wat in die lug opvlieg. Die kameras en so, nee. Dis nie lank daarna nie. Nou, dan is dit nie net 'n drone nie. Nou, dan is dit nie maar 'n goggles ook kry. Ek wil kyk waar hierdie ding heen vlieg, nee. Dis nie dan lank daarna nie, dan is daar nog ander gadgets ook. So as gadgets op gadgets, weet jy, ek gebruik dit as voorbeelde, dat jy kan onthou, jou geskenk, die ewige lewe is die geskenk, nee. Maar dis nie net ewige lewe nou nie. Daar's soveel meer, June, daar's soveel meer nou, as net ewige lewe. Die waarde is ewige lewe, nee, maar die bybehore en die toestel, sê die Here Jesus vir ons, die Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 1 of 2 sê vir ons, hy sê God het Jesus gemaak vir my en jou. Heiligmaking. So in ander woorde, die Bybel sê wees heilig want ek is heilig. Nou, dis geskenk. En ek het nie gewerk vir dit nie. Dis deel van ewige lewe. Nou kom en sê maar, hy het ons gemaak, hy het Jesus gemaak, geregtigheid. Dit is deel van die pakket, is deel van die geskenk. Nou, wie van julle het al gewerk om geregverdig te word? Om net aanvaarbaar te wees vir iemand. Dis 'n helse job. Sorry dat ek so kras oorkom, maar om te werk, om aanvaarbaar te wees vir iemand, dis 'n helse job. Nee? Want jy verloon amper jouself, nee, om aanvaarbaar te wees by die ander ene. Nee. Jy verloor in 'n mate jouself, jou selfwees, selfmens, nee, jou persoonlikheid verloor jy en jy gee dit prys om aanvaar te word by daai. Kom aan. Maar nou die geskenk aan ewige lewe is geregtigheid. En geregtigheid beteken God se geregtigheid wat hy jou skenk deur sy seun se dood en sy opstanding, die ewige lewe. Nou geregtigheid, kan jy maar kyk, daar staan dit is in die Grieks is dit tiskunie. Met ander woorde, daai geregtigheid is, wanneer jy die geskenk aanvaar, staan jy voor God aanvaarbaar en jou sonde en jou verlede is van jou verwyder. Kom aan, kyk. Hoeveel van ons heg nie waarde aan die geskenk geregtigheid nie? Hoeveel van ons loop met guilt? Jy loop onder veroordeling, omdat jy die geskenk nie gebruik nie. Omdat jy nie die geskenk verstaan nie. Omdat jy die geskenk nie koester nie. Omdat jy nie waarde heg aan die geskenk nie. Ek bedoel, kom aan ouens, jy kan sê net wat jy wil. Maar hoe maklik kry Satan dit reg om jou onder veroordeling te gooi? Terwyl die woord sê, God het Jesus gemaak, my en jou geregtigheid. Nou geregtigheid beteken, ek staan voor God asof ek nooit gesondig het nie. Want wat sê die woord van die Here, as ons sonde bely, God is getrou en regverdig om ons van alle sonde te
reinig en van alle ongeregtighede te reinig en hy verwyder dit so ver as die ooste is van die weste van hom af. Nou hoeveel van ons kort kom ons onder selfveroordeling. Omdat ons die geskenk nie verstaan nie. En ons gebruik nie die geskenk nie. Want ons bly onder misleiding en die leuen van Satan. En Satan is 'n mensemoordenaar. Sy plan en sy doel is om jou dood te maak. En hoe kry jy jou dood? Met selfveroordeling. Oor die mislukkings en die foute wat ons gemaak het. Maar ons het dit bely. En God is getrou en regverdig, sê die woord. Jy kan nie een teks vat en die ander tekste nie vat nie. Jy vat die hele skrif. Dis God se woord. Nou as ek en jy staan, ek en jy voor God, dis die geskenk. Ouens, ek wil jou sê, daar soveel mense, gaan jy maar na enige beraader toe, gaan na enige sielkundige toe, gaan na enige psigiater toe, hulle sal vir jou sê, wat doen guilt? Selfveroordeling aan die mens. Hoeveel ouers voel as 'n mislukking om die kinders so optree? Kom aan. Dan voel jy's die mislukking. Jy's nie die mislukking nie. Hou vas aan jou geskenk. Elke mens is geskape met 'n wil. En met sy wil maak hy of sy 'n keuse. En as hulle 'n keuse maak, jy sien, as hulle 'n keuse maak, dan moet hulle lewe by dit hulle gedoen het. Maar daar's vergifnis vir hulle as hulle na die Here toe gaan. Daar's vergifnis as hulle aan mekaar bely. My oorlede broer, Leon, julle het al baie gehoor praat met hom, hy is die covering gewees as ek op skool was, as daar beklei was met Leon help. Maar Leon het van kleins af, of van jonk af, het hy die mekaar geraak, en Leon was rof gewees. En het hy en my oorlede pa ook op 'n stadium handgemeen geraak het. En Leon het nie pa en ma gerespekteer nie. En Leon is dood op 'n baie vroeë ouderdom, net na 46 dae is hy dood. En die heel eerste ding wat by my opgekom het, you did not honor your parents. Want as jy na die Bybel kyk, dan sê die Bybel vir jou, 'n lang lewe is gekoppel aan hoe jy jou vader en jou moeder eer. Jaag hulle aan? Ja, natuurlik jaag hulle aan. Hulle jaag aan. Ek is ook, maar dat is vergifnis. Jy sien maar die geregtigheid. Daar's geen, hy's gekoppel aan ewige lewe. Wat 'n geskenk. Geld kan dit nie koop nie. Niks kan dit koop nie. Nothing, niks kan dit koop nie. Dis 'n geskenk wat deel is van ewige lewe. Jy kan hom nie losmaak nie. Dis deel van die geskenk. As jy die teekoppie uit die stel uit wegvat, is daar iets weg. Okay? Maar saam met hierdie geskenk kom verlossing.
Jesus se geskenk ewige lewe maak dat daar verlossing vir my en jou is wanneer? Hier op aarde, nou. Dis jou geskenk. En daarom, jy het slegte gewoontes, nou, ons moet breek daarmee, ons kan verlos word. En jy ken ons buite in hierdie tyd nou al, jy weet jy, want ek is so verlos van daai Johnson filters, daai lang sigarette. Nou, Ansel se daar gekry, sy was 13 dae, 14 dae oud gewees. 9 dae. Nou, toe ook op om te rook. En ek gaan nou nie vrou oud sy is nie, maar ek het al vir 43 jaar al opgehou rook. Jy sien kan we nie tussen verlos. Nou, maar voor dit, nou daar sit Letty sê vir jou sê, hy het, moenie sy sigarette vat nie. Is hy lewe? Jy sien maar ek het die leuen geglo. Ek het nie God geglo nie. En nou, terwyl jy en ek in hierdie lewe is, as daar baie dinge waarvan ons verlos moet word. Maar inteendeel, jy is alreeds verlos, maar omdat jy nie jou geskenk opgeneem het nie. Omdat jy nie waarde heg aan jou geskenk nie. Nou, sit jy in 'n binding, terwyl daar verlossing vir my en jou is. Dit maak my opgewonde hierdie geskenk. Dit maak dat ek waarde heg aan my geskenk, aan my verlossing, aan my ewige lewe. Ek heg waarde dan, Here, alles is gekoppel, Here, U het alles nuut gemaak. Okay. Maar daar's nog 'n deel van die geskenk wat ek met jou wil praat oor. Nou, dis wysheid. As daar ooit 'n tyd is wat ons in lewe, wat ons wysheid nodig het, want ons moet besluite neem, né? En ek en jy verstaan ons, elke besluit het konsekwensies, né? Het gevolge. So as jy 'n negatiewe besluit neem, dan is daar gevolge, maar jy het wysheid nodig. En dis hoekom die woord van die Here sê, Vader het Jesus wysheid vir my en jou gemaak. Nou kom Jakobus en hy sê, as jy wysheid kort kom, bid dit van God af en hy sal jou wysheid gee sonder om jou te verwyd. Maar ons skuif die geskenk eenkant neer. Nee? En ons vergeet van die geskenk van wysheid en ons voeter aan, nee, met die emosies. Dit wat ek sien, dit wat ek hoor, dit bepaal ons lewe. Dis hoe Satan ons beheer. Nee? Maar nou kom ons terug, nee, na wysheid toe. En Roderick, dis hoekom ek vir jou baie keer sê, kry wysheid vir werke, kry wysheid voor jy ouens invat vir vennote, kry wysheid wanneer jy werkers invat, hulle kan jou kos. As jy wysheid veronagsaam. As jy wysheid veronagsaam, George, it's going to cost you. Dan gaan jou vrou baie kwaad wees vir jou. Nou daai R10.500, nou is mos R10.500, wat jy sak geld moet gee. Of is dit nou nog net 10? Maar, ek meen nie, volgende jaar, nee, is dit verhoging. Dat is increase. Dit is so die ekonomie, jy daai goeders, dat is increase, Jy nie sê, hey, skoonpa, sst. Maar hy kyk mooi finansiëel na my dogter. Maar as hy nou baie wysheid het, moet hy na sy skoonpa ook kyk.
Maar jy bederf die skoonpakie ons af en toe. Maar wat wil ek jou gee, kind van die Here? Wysheid is 'n geskenk uit die hand van God uit. En as ons die jaar in ons lewenspaai wil ingaan, wysheid, goddelike wysheid. Mense, jy kan maak wat jy wil, besluite gaan jy moet neem. Want die lewe is 'n lewe van besluitnemings. Maar as jy nie goddelike wysheid kry en het nie, wat gaan gebeur? Jy gaan moeilikheid optel. En dan gaan jy God beskuldig. Maar jy het nie aggeslaan. Dit is soos 'n ou wat vir al die manne skuldig is. Ja. Dan koop hulle vir hulle 'n elektriese ding of iets, en dan moet hulle die ding werk. Maar dan haal hulle die boks uit. Dan sit hulle die boks een kant neer. Ja, maar die boks lees eers die instruksies voor gebruik. Maar ons doen dit nie. Maar daai uitfigure kos jou 'n prys. Dit maak dat jy foute maak, lees. Jy sien, maar die geskenk wat Vader God vir my en jou deur Jesus Christus gegee het, ons vergeet dit. En wysheid, luister mooi, wysheid kan vir jou rykdom gee. Wysheid bring geld in jou sak. Wysheid bring liefde. Wysheid bring harmonie. Maar ons slaan nie ag op die geskenk nie. Jy sien, die geskenk, so lief het God die wêreld gehad, is baie meer as net ewige lewe. Prys God vir ewige lewe, maar lewe nou. En die geskenk wat gekoppel is aan ewige lewe, is die goedes wat ek nou vir jou noem. Dan wil ek afsluit met die laaste ene. Mag en gesag. Dis 'n geskenk. Autoriteit, mag en gesag. Dit is die krag en dis die vermoë. Jy sien, God gee dit aan my en jou. Dis 'n geskenk. Dit wat Adam en Eva gesteel het in die tuin van Eden, in die sondeval, kom die Here Jesus Christus en hy herstel dit en hy gee jou mag en gesag. Luister mooi, oor al die duiwels. Dis wat die woord ons leer. Lees maar Lukas 9:1-2. Lees Lukas 10, so kan ons die Bybel gaan. Nou gee hy jou mag en gesag oor al die duiwels. Kali, oor al die duiwels. Jy kan jou Bybel lees, hy sê oor al die duiwels. Hy het geen een van hulle uitgelos. Hy sê, ek gee jou autoriteit oor al die demoniese magte. Stem jy saam? Dan kom Paulus en hy sit die cherry op die koek. In Efesiërs hoofstuk 6 sê hy, eindelik broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, want jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Right? Wat is dit, Roderick? Lyk my jou vrou maak so met jou. Sou ek jy moet hom net lief hê, hoor? Okay. Nou sê hy sê eindelik, dit beteken kom nou tot die punt, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, daai vlees en bloed is jou medemens. Nou, wanneer jy die geskenk
nie waarde heg aan die geskenk nie, as jy nie weet hoe om die geskenk te gebruik nie, gaan jy vlees en bloed veg. Hoeveel konflik is daar vandag in die wêreld? Hoeveel konflik is dan in huise, Christenhuise, kerkmense? Dan hoor jy die ou sê, ek gaan nie kerk toe nie, want daar's 'n lot huigelaars daar in die kerk. Hulle is, wat noem hulle? Hypocrites, daai, dis 'n goeie, mooi, dankie, daai ene. Sulke mense, ons gaan nie kerk toe nie. Maar die Bybel sê, jou geveg is nie vlees en bloed nie. Maak het sin, kyk, die geskenk. Nou vergeet ons en ons veronagsaam die geskenk van autoriteit oor al die duiwels, oor al die magte. Jy kan maak wat jy wil, with the demons they will use you. Want hulle het 'n liggaam nodig om dit te manifesteer, want hy is 'n gees. Maar dit is dieselfde, God, Heilige Gees, Jesus, het 'n liggaam nodig, en dit is ook Vader vir sy seun 'n liggaam gegee het, wat die wedergeborenes is, wat ons noem die Ekklesia, die kerk, nou, waardeur hy hom openbaar kan maak. Maar so het die demoniese magte ook 'n liggaam nodig, nou, en as ek en jy hom toelaat, gaan hy jou gebruik. Dan wil jy jou skoonma beskuldig. Wil jy jou skoonpa beskuldig? Vlees en bloed. Maar omdat ons die geskenk nie waarde heg daaraan nie. Omdat ons dit veronagsaam, of ons het net die boks oopgemaak, as ek asseblief hoor dit wat ek sê, nou, dis net 'n voorbeeld. Ons het die boks oopgemaak van ewige lewe. Het is oopgemaak. En ons vat net ewige lewe en ons skuif al die ander weg. Dis hoekom ouens hier so op 'n jong ouderdom wil al hemel toe gaan. Want nou die boks oopgemaak nie. Nou sukkel met allerlei goeders in hulle lewe. Hulle is moeg vir hierdie lewe. Nee, hulle kan hierdie lewe nie meer hanteer nie. Hulle wil nou net hemel toe gaan. Wat wil jy in die hemel gemaak? God het die mens geskape vir die aarde. Nou, maar omdat jy die geskenk nie waardeer en die geskenk ontdek nie, nou kry Satan jou in die hande. Nou veg jy vlees en bloed. Kind van God, as jy hierdie woord kan vasvat wat ek jou vanoggend gegee het, sal jy 2026 met joy ingaan en joy uitgaan. Want dis die geskenk. En ek kan soveel meer vir jou bygee wat ewige lewe, wat dit behels. Maar heiligmaking, geregtigheid, verlossing, wysheid, mag en gesag. Ek los dit in jou hart vandag, in jou gees, dat jy dit gaan gebruik. You need to use it. Moet dit nou nie, hoe maak baie vrouens? In die ou tyd net, hulle moes 'n trousseau kus gehad. En nou jy daarvan uit nie. Hy het 'n trousseau kus gehad. En dan het hulle nou al die mooi goeders, die vrouens daarin weggepak, En tot 'n man vir haar sê, los jy dit nou vir my tweede vrou? En toe dop daai trousseau kus oop, en toe kom alles uit. Die tweede vrou gaan nie dit gebruik, jy moet I'm going to use it. Gaan dit self gebruik, jy sien, Maar wat maak ons met die geskenk? Ons bære dit. Nee, haal dit uit. Gebruik jou geskenk. So lief het God die wêreld gehad. En dis wat nodig het.
Dink 'n bietjie na oor hierdie 5 goedes. Dink 'n bietjie daarna. Vat jou Bybel, doen 'n bietjie Bybelstudie. Dan sal jy agterkom. Dan sal jy agterkom hoe eintlik is jy geseën. Waar's Gigi? Gigi? Kom jy na my toe? Come to I. Is vir jou preisie. Kan jy my hak gee? Ja, as hy. Die geskenke kom van Veronica. Ek gaan nie die plek se naam noem nie, want dalk wil sy dit nie hê nie. Maar haar naam is Veronica en sy bless ons gemeente ook doen 'n bydrae in die bediening en sy nou geskenk, dis nou haar geskenk hoor. Dis haar preisie. Nou, dis nie vir julle almal nie, net vir die kinders. Hierdie sak is sommer nou leeg. Nou moet ek eers hierdie ding leeg kry, so oop kry so. Jy ook 'n kind. Byt vas volgende jaar. Ek moet hierdie ding nou oopmaak nou hierso. Hy ek moet hom nou uitkry nou. Ek moet die instruksies lees, jy's reg. Hierdie ding weet ek nou nie, waar ek gaan nou. Nee, ek moet 'n mes kry. Bring my 'n skaar of 'n mes. Daai mes, bring my mes asseblief. Ja, enigeen. Ja, hulle wat nie luister nie moet weet. Ek lees as jy vat 'n mes. Waar is die ander nie? Bring haar. Dis 'n toy. Ek ben so op my vingers. Waar's Gabriel? Hy kom neem jou boetie se geskenk. 'n rooi jeepie. As hy. Jy moet my direk die naam ons hoor. As hy. Waar is die ander? Waar June, July, kom. Ek is nou vir hom gee. June, bring vir sy na hier soos ek preisie. Dan is allemaal billetjies. Hoor eens jy hierdie ding? Hy praat. Nee, dankie. Gee jy druk. Sommige man, al 2 druk is altyd so. Daar sê. Daar is die kinders dinges. Ons poog maar om vir die kindertjies wat getrou is, die kleintjies ietsie te gee. Julle kan wat lemoen kry. As julle mooi praat, kan dat ook verstaanig. So. En ons gaan nou ons by die tafel van die Here. Ons gaan ons offers bring, ons tiendes gee. Omdat ons lief het. As jy nie lief het, jy moet nie geld in daai offermandjie sit nie. Jy moet lief, jy moet God lief hê. God het 'n blymoedige gewer lief. Amen. En dan sê ek ook vir julle dankie vir julle jaar se getrouheid met julle offers en julle tiendes, dat julle God vereer het mee. Soos die geboue moet betaal word, die krag moet betaal word. Af en toe moet die pastoor ook eet, nee. Sy vrou moet ook bedaar word. Ja, sê hy wel praat, preaches is dit. Preek het en dan kom ons sit aan by die tafel en dan van die Here dan wil ek ook vir ons YouTube kykers sê 'n geseënde mooi Kersdag vir julle en julle familie. En dankie dat julle so mooi ook na ons kyk en doen ons bediening saam met ons geniet. Anton Eis in die persone daar in Albertinia, dan Veronica daar en ook vir Ferdi en Santi daar, hulle kuier nou daar in Kleinmond
En dan ook vir my suster in Swamerenda en Harry daar in Pretoria. En vir Nakkie hulle daar, so al my familie daar, en vir Johan en Bloemfontein. Jy ken ons as Bloemfontein. Dis waar hulle die duiwels maak. En Here help ons. Maar almal van julle daar ook Gerrit en Rita daar en George, twee wonderlike mense en wow, dankie vir julle betrokkenheid by doen ons bediening. En vir Japie en vir Almeri daar in Pretoria en vir Jaco hulle, maar almal van julle, love you all. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Ja, dankie Lionel. Nou